Kerk werk nie meer nie. Het jy al daai stelling gehoor? Ek hoor dit heel gereeld. Welkom by die podcast. Luister saam met ons met my, Martinet en Morney, oor die jong mense en baie mense wat deesdae begin sê, I'm done with church, die vorm werk nie meer nie, hierdie kan nie meer vir my help om te groei nie. Wat is dit wat ons moet doen en verstaan om as gelowiges in hierdie seisoen as kerk op te tree vir die tyd waarna Here ons geroep het? Baie welkom by ons volgende episode van ons Oaks podcast hier by Duet Gemeente Potchefstroom en is vandag my massive voorreg om my volgende Oaks leiers hier by my te hê, Martinet en Morney. Welkom julle, is lekker om julle conversation te hê en die doel van vandag is nie net om te praat oor Mosselbaai en die kerk wat ons plant nie, maar het gaan ook oor iets wat baie naby in my hart lê, iets wat naby in julle harte lê, ek weet. En dis 'n paar goed, dis soos jong mense. Ja. Definitief Kingdom, definitief kerk, definitief worship, en dan definitief waar een woordjie wat sê nuut. Dit energeer my geweldig. Nou ek wil sommer met inlyn begin met die volgende, en dit mag dalk so 'n bietjie die pot roer. Maar ons almal, of baie van ons het op 'n sekere manier kerk gehad, kerk beleef, vandat ons groot geword het tot nou toe, en dan julle twee is in bediening, en vir die afgelope klomp jaar, julle is in kerkbediening al vir 'n ruk ook gewees, ek is al 22 jaar daar, 21 jaar, en almal wat in bediening is, as ek gesprekke met hulle het oor kerk en kerkstrukture en die tyd waarin ons leef, dan sal altyd so 'n bietjie van 'n twitch, nee, en dan kom ek agter, meeste van almal is daar goed wat krap. Goed wat krap. So, en dan het ons woorde wat ons rondgooi en maak nie saak wat se denominasie ons is nie. Ek hoor goed mense sê goed soos religious, godsdienstigheid. En party plekke hoor ek mense sê, maar daar is nie genoeg spasie vir die Heilige Gees om te beweeg binne in 'n kerk en 'n kerkdiens nie. Ander ouens hoor ek wat sê nee, dat die tradisionele manier van kerk wat ons gehou het, en ek praat nou van vorm, al die jare is 'n goeie ding gewees, want baie van ons het baie positiewe belewennisse gehad van dit. Dan luister jy na die profete op die oomblik en die afgelope paar jare en ons bly dieselfde goed hoor. Die Here roep 'n nuwe seisoen oor die kerk uit. Ek het vanoggend 'n vriend 'n diep gesprek gehad wat geleid in die volgende rigting, en toe vra hy vir my, sê vir my, bra, is dit waar, as ek nou hierdie goed vir jou sê, dat ons nooit geleer is in ons opvoeding, hoe ons gedrag en ons optrede en ons geloof buite, hoe sal ek dit nou sê, buite die morele waardes wat almal in elk geval het, hoe moet ons dit link met my geloof? Dis nooit dis detached. En so ek het geleef soos ek wou leef, nie in sonde nie, maar ek kom nou op 'n punt in my lewe waar ek besef, ek weet niks. Ek is nie connected met die Here nie. En die volgende ding, en dit gebeur elke keer in 'n gesprek, is, ons gaan na wat se gesprek toe? Kerk. Dadelik terug. In die kerk, het jy sulke belewennisse gehad, waar jy frustrasies begin het oor die vorm van kerk in die tyd van ons lewe? Ja, ek dink veral vir ons generasie, ons en die generasie na ons, die jonger generasie, is baie gefokus op waarheid. In die tyd waarin ons lewe met AI, ek vat dan byvoorbeeld, as ons nou kyk na AI video's, ons generasie kan baie makliker identifiseer of dit AI is en of dit regtig is. Die ouer generasie is soos hier is so cool. En my ouma byvoorbeeld dink dit is die oulikste olifant wat sit aan 'n kambosje. En rol. En die generasie jonger as ons kan dadelik vir jou sê hierdie is AI. Al is dit deepfake, en deepfake beteken is regtig amper real. En ek dink al hoe meer gaan die jonger generasie, hoe jonger die generasies word, gaan hulle soek vir iets wat regtig is, wat waarheid is en wat nie fake is nie. En op die oomblik word baie van die kerkbeweging ongelukkig gekenmerk deur, ek het gedink dit is regtig, maar dit was nie noodwendig authentic nie, en ek dink dis dalk die woord waar vir ons brand, authenticness, om eerder voor 'n gemeente te kan sê, ek weet ek is die leier, maar ek sukkel ook. Want baie keer kan mens dink dit gaan jou swak laat blyk, maar dit gaan die teenoorgestelde doen. Sukkel julle?
Ja, man. Wat ek sukkel. Wow. Yes, ja, dan moet ek by jou leer. Eigenlijk, ja, om mense in te nooi, om te twyfel en te die Here te soek in moeilike tye, in plaas daarvan om 'n persoonlikheid of 'n image te hou op die verhoog. Agter die deur sukkel jy, want ek dink wat ons ook beleef het is, in al die plekke van leierskap wat ons al verhouding gehad het en al die dinge, almal sukkel. Ja. En ongelukkig het mense in kerk hierdie idee dat hy sukkel nie, die leier sukkel nie, die pastoor sukkel nie, en hy het al die antwoorde. En die waarheid is, Jesus het al die antwoorde. En ek dink die grootste fokus in hierdie tyd, veral wat vir ons voorlê, maak nou nie saak wat wanneer gebeur nie, of die einde nou naby is, en of dit nou nog eers naby is. Jesus het gesê, die koninkryk is nou. Maak nie saak wanneer die einde kom nie. Ek dink die belangrikste gaan wees om mense na Jesus toe te wys, in plaas van na 'n mens toe, en om mense te equip om in hulle binnekamer antwoorde te kry, en om vulnerable te wees, om 'n tafel van disipelskap. Okay, maar net in julle is nou, gou julle ouderdomme net weer, 28 en 27 is Ja. Nee. 26. Jy het 'n ou vrou getrou. Moras? Wel dan, ou. Dankie. Ons sê 'n nommer onderkant sodat alle jong manne kan bel en sê hoe jy reg. Hulle is welkom. Hulle is welkom. Kyk jou Tannie. Maar ek glo wat jy sê, en dit is deel van ons gesprek hier vandag, is jong mense en hoe hulle relate met die kerk. Ja. Want die realiteit is, en dit hoor ek by baie bedieningsvriende, is gemeentes, baie gemeentes sit vol ouer mense wat regtig toegewyd en committed is. En woordkennis het. Aan hulle gemeente, maar daar kom nie jong mense by nie. Yes. En so baie van daai gemeentes sterf uit fisies. En ek is ou wat glo in seisoene. Dit kan wees, maar dit kan nie wees dat die kerk se uitsterf op die Here se hart is nie. Ja. Maar dan kyk jy aan die ander kant hierdie lewendige movement van jong mense reg oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. En daar's duidelike disconnect. En daar's nou baie redes daarvoor, maar vir vandag, julle as jong mense, bietjie meer in 'n generasie, en ek weet as jonger is as julle, wat nog meer in die AI's en die tegnologie is. Maar wat van die nie realness het julle gekrap en gesien in leierskap in kerkvorm spesifiek? Wat het julle opgetel? Want ek bedoel, ons bou nou kerk vir die toekoms. Geen leier in kerkbediening kan nie, as 'n leier in kerkbediening nie kyk na die toekoms en die vraag vra oor jong mense nie. Dan gaan jy kerk nie hou nie. Ons moet uitfigure hoe bou ons die generasies bymekaar. Wat het julle geïrriteer? Ek dink, en dit is vir my moeilik. Want ek dink ons het al regtig dinge beleef wat ek dink ek wou dit al beleef het nie. Ek dink baie keer het ek gewens ek het eerder net in die gemeente gesit en nog steeds daai prentjie gehad in plaas van agter die skerms gesien wat eintlik aangaan. Ek wonder of ek nie dan dalk 'n beter idee sou gehad het van kerk nie. Maar wat ek gesien het wat my gepla het is ons sê een ding en ons lewe iets anders. Ja, nou wanneer daar seker mense kom of ons sit 'n show op. Jy weet, die oomblik wat ek op die verhoog is, of wanneer die ligte op my skyn, dan is ek heeltemal 'n ander mens. My stemtoon verander. Stemtoon verander, ek praat 'n sekere manier. Ek beeld myself uit en ek gee voor wie ek is. Nie is nie. Of wie ek nie is nie. Maar wanneer dit kom wanneer ek actually moet uitstep en doen wat ek gesê het ek doen, of wat ek vir my gemeente sê oor jy moet hierdie goeders gaan doen, dan is ek nêrens te sien nie. Jy weet, ek adverteer en alles en ek sê kom ons doen hierdie ding, maar wanneer dit kom dan is ek weg. Verstaan? En dis nie in al die gemeentes so nie. Ja. Ek dink ons het goeie, gesonde leierskap ook al beleef. En ek dink dit is wat ek van daai leierskap af kan wegvat, is dat wanneer daar regtig 'n verandering in 'n gemeenskap of in 'n kerk gebeur het, was wanneer die leier dieselfde was op die verhoog as wat hy was in die kantoor, by die huis, tussen sy vriende, by sy werk, as hy aan 'n werk moet sê, wanneer daai deeltyd dieselfde was daar regtig 'n impak. Want mens dink dalk jy kan 'n front opsit, maar wanneer die Heilige Gees begin beweeg, dan in die lig skyn, dan expose dit al daai dingetjies. Of wanneer die vuur kom en
dan verbrand dit al die goedjies wat nie waarde gehad het nie. En ek dink dit is wat ons ondervind het en ons kan nou hier vandag sit en sê nee, ons gaan dit anders doen. Ja. Ek dink die belangrikste is om altyd leersaam te bly en altyd 'n postuur in te vat van ons kan ook aanjaag. Ja. Want ek dink Ons gaan aanjaag. Dis 'n gegewe in leierskap. Ek dink die kerk lack transparency. Ja. Ek dink dis 'n groot ding veral van leiers se kant af ook. So ons het nou 'n bietjie op dit getouch, maar leiers sukkel ook. En die ding is ons het nou met 'n klomp mense gesels en almal sukkel heeltyd met dieselfde goed. Dis nie hierdie ou wat 'n mos op baie is sukkel met hierdie tipe probleem nie. Dis die heeltyd dieselfde ding wanneer dit kom by kerk. Verstaan, is gewoonlik is dit ons sukkel met leadership of ons sukkel met eenheid of ons sukkel met micromanage of wat se vorm dit ook al is, maar dis die heeltyd dieselfde goeters wat uitspeel. Ja, so sou dit lyk wanneer kerke of wanneer leierskap eintlik moes transparant ewen net met mekaar wees. Ja. Soos ek wonder net hoe sou dit lyk as leiers eintlik om 'n tafel kan sit en ek het een keer dit amper sien gebeur en toe gebeur dit ook nie, maar as leiers regtig om 'n tafel met kan sit en openlik share waarmee hulle sukkel, want die realiteit is 'n kerkleier deel met al die mense se dinge. En hy gaan deel nie dit of sy gaan deel nie noodwendig met dit waarmee hulle sit nie. En dan is so 'n tafel 'n baie gesonde plek om dan te sê, okay, ons almal sit om dieselfde tafel want ons almal sit met dieselfde probleme en in dieselfde situasie. Hoe sou dit lyk as ons net na mekaar sou omgee en om kyk, jy weet, soos tent na mekaar se needs. En ek dink dis die ding, soos ons is baie vinnig om te sê ons vat hande en die kerkmure word afgebreek. Maar die oomblik wanneer ek 'n kerk langs jou kerk gaan plant, dan bou ek net die muur op van dan is jy nie meer my vriend nie, dan is jy nou my kompetisie. Ja, want jy vat geld van my tafel af. Ongelukkig, ons kan dit nou sugarcoat soos wat ons wil, op die einde van die dag kom dit daarop neer. En dis die hartseer. As daar dan 'n millennial in 'n kerk instap, en hulle moet dit sien, en ek dink dis wat met my gebeur het. Ja. Ek het baie naïef in die in ministry ingestap en gedink, dit is hoe dit gaan wees. Was bietjie blootgestel aan dagbestuur en al die dinge soos wat ek groot geword het, maar nie tot op die mate wat ek... Ja, is altyd onnigtering, ja. En daai ontnigtering het my regtig amper afgeskrik van ministry af, en ek was net soos, as dit is wat agter die skerms aangaan, dan as jy Sondag preek, maak dit eintlik lig. Want dan voel ek nie, ek wil meer vir jou luister nie. En ek dink, dis hoekom die nuwe manier van kerk gaan meer tafelgesprekke moet, dit gaan die fokus moet wees. En familiegedrewe. En ek sê nie, daar gaan nie verskille wees of konflik wees, glad nie. Inteendeel. Ja, ek dink dis 'n gesonde ding. Maar jy gaan dit soos 'n familie hanteer. En as 'n familie, as daar konflik in 'n familie is, aan die einde van die gesprek of die konflik, eet ons almal weer saam. Maar wat ek dink gebeur het, is daar was konflik en mense het weggestap van die tafel af. En dit het onsekerheid veroorsaak. En as ons kyk na die kerk en Handelinge, het almal saam lewe gedoen. En nie net saam kantoorure gewerk nie. Ja, so ek dink 'n gedeelte van hierdie is, en julle is 100% reg, nee, kerkleierskap en leierskap, geestelike leierskap in general is verskriklik belangrik. Want daar's altyd 'n element van demonstrasie aan dit wat jy doen, en enige leier of leidster is voorlopers. En dit is nie, in my mind is dit nooit om te sê een is belangriker as die ander een nie, maar dit is baie duidelik in die Bybel dat die Here leiers en gawes vir die kerk gee, net soos hy business leaders gee in daai sektor. En as leierskap nie nodig was nie, dan was dit maar net 'n flat structure en kon ons anders gefunksioneer het. Maar die probleem agter die is nie altyd net die mens nie. Dit leierskap is belangrik. Maar baie keer is dit wat ons gekry het in kerk, nee. Ons het so groot geword. Kerk werk op 'n sekere manier en dan spoel dit heeltyd hierdie goed uit. Wat in die kerkstruktuur, en kyk, ek dink ons moet die twee pole skep, ons kan sê wat's reg en wat's verkeerd, maar dis wat ons probeer doen hier vandag. Wat ons probeer sê is, wat is besig om te verander in die wêreld? As ons praat oor kerk, en uit die aard van die saak, die volgende generasie leiers is julle generasie wat deurkom, en funksioneer op 'n sekere manier. So alles wat jy sê, praat oor relational, being relational, being authentic, nee. So wat in die vorige seisoen se kerkstruktuur, het daai
behoeftes van die jonger generasie nie aangespreek nie? Ek dink vryheid in die vloei. Baie kerke het op getouch, dat daar vryheid is, dat daar nie 'n program is nie. Maar ek dink al hoe meer die program word geskrap in die volgende seisoen. Yep. Dat daar baie meer vryheid is om te kyk wat die Heilige Gees nou wil doen, vandag wil doen. 'n Goeie vriend van ons het nou die dag gesê, hy ervaar die Here sê, hy vat die toolbox weg. Dit die boksie waaruit ons al die jare gewerk het en nou is dit gaan 'n daaglikse vertroue wees op hom om te hoor wat wil hy vandag doen. En nie wat het ons beplan deur die week en die setlist en die run sheet en dis wat ons in ons gedagtes het nie, om in die oomblik te voel, okay, dis wat hy doen. Ek dink wat ook gaan verander en ek hoop so is seeker sensitivity gaan wegval. Jy gaan met mense ongemaklik maak. Met Hoekom stilte. Sê ek hoekom? Ja, dis baie lekker. Want ek bedoel, groot groepe bymekaar is 'n moeilike dynamiek om te bestuur, nê? Kerke of crowds. En so dis hoekom jy 'n verhoog het. En dis hoekom ouens wat nie weet 'n gewone show opsit, musiek sê nou maar, weet wat se energie om in die dag te lê om die crowd 'n goeie tyd te gee. En ongelukkig dink ek spoel dit so bietjie in die kerk in op die oomblik. 100%. Ons kan van dit 'n show maak. Maar hoekom is dit nodig as ons sê kerk dat dit ongemaklik moet wees? Want in een van die podcasts wat nou nog gaan feature, het ons 'n gesprek gehad met Pieter Alicia en sy het dieselfde gesê. Sy het gesê soms is om in te druk in die Here se teenwoordigheid ongemaklik. So sê gou vir my, hoekom sê julle is dit ongemaklik? Hoekom gaan die kerk van môre 'n mate van ongemak moet beleef om uit te kom by wat ek dink die Bybel sê regtig kerk is? Ek dink dit kom daarop neer dat wanneer as ons praat van ongemaklikheid, is dit want goed word expose. Alles wat ek probeer hier binne my wegsteek, wat ek nie wil hê sy moet noodwendig sien nie, is die oomblik van lig op dit gaan skyn, gaan dit expose. Verstaan? Ek dink wat belangrik is dat kerke moet besef, en ek praat nou van nie kerk, ek bedoel eintlik die kerk moet besef dis goed om goeders te expose. Dis amazing, want dit beteken daar's 'n proses wat gaan volg na dit, wat ek kan kies, gaan ek toelaat dat die Here dit verander of gaan ek dit wegsteek? Verstaan? En as hy dit gaan verander, gaan ek 'n beter persoon uitraai. Dis dalk nie lekker nie, maar dis goed. Dis gesond. Ek dink ons moet ophou bang wees vir wanneer goeders expose word en eerder eintlik bietjie bly wees. Want ook die ander kant is ons lewe in 'n land soos Suid-Afrika, ons word nie gepersecute nie. Jy weet, ons hoef nie te worry as ek hier uitstap gaan ek vervolg word nie. So ek kan maar 'n bietjie ongemaklik voel. Verstaan? Ek kan maar met die klein goedjies binne my val. Ek sê nou klein goedjies, maar in vergelyking met die groter kerk body in die wêreld is ons issues nie so groot nie. Verstaan? Dis meer intern, so ons kan maar 'n bietjie ongemaklik. En die ouens wat oorsee werk en bedien, waarmee ek kontak het, kom terug Suid-Afrika toe baie keer en sê, hoorie, selfe issues net op ander plekke. Jy weet, so ons het baie keer die idee dit gaan so sleg hier by ons. Maar dit gaan nogal sleg in die wêreld. Definitief. En ek dink 'n kontrol. Ek dink die oomblik wanneer jy kontrol moet opgee, raak dit ongemaklik. En wat baie keer gebeur, en ek het vir lank worship gelead, baie keer het ek ervaar in my gees om stil te wees. Ek moet nie eers op die klavier aan hom vat nie, maar kontrol in my wou net iets speel sodat daar nie ongemaklikheid sou wees nie, want wat gebeur is, die oomblik wanneer ongemaklikheid is, begin mense rondkyk, want hulle soek iets om daai stilte te vul, en dis soos Morney sê, ons weet nie wat is stilte meer vandag nie. Ons weet nie hoe om in stilte net te sit en by die Here te hoor wat wil hy nou doen nie. So ons vul dit met 'n musiekie of 'n soaking pad, 'n key, of 'n scripture wat gelees word, 'n woord wat gelees word, net om daai gedagte
stilte gaatjies te vul. Ja, of iemand staan op en gee woord randomly. Ja, Jy weet. net om sodat daar nie daai ongemaklikheid is nie, maar dit is reeds soos met my sê, in daai ongemaklike oomblikke wanneer dit wat ek nie mee gekonfronteer word nie, dan word ek nou met dit gekonfronteer. En dit is dan wanneer as jy in 'n veilige community is waar jy dan daai ding kan bring. Nou iemand toe en byvoorbeeld sê, hoorie, ek ervaar nou hierdie, kan jy so met my bid? Hoe hanteer ek hierdie? En ek het nou genoem, maar daar's hierdie kursus wat Craig Rochelle gedoen het oor twyfel, waar hy gesê het, die plek waar die mens moet kan vra is by die kerk en by die huis. En as jy nie kan vra by die kerk en by die huis, jy gaan jou antwoorde gaan soek in die wêreld. En dis dan in daai ongemaklike oomblikke waar daai vraag gaan opkom en jy gaan besef, Jesus, ek sukkel eintlik met hierdie, want jy kom agter, jy het nou maar net die woorde gesing, want dit was wat op die bord gestaan het. En die oomblik as daar nou nie iets is om jou te lei nie, kom jy agter, jy weet nie dalk jy met die Here self te kommunikeer nie. Jy weet nie wat om nou te doen nie. Dit expose die feit dat daar 'n lack is in intimacy in jou binnekant. En dan dryf dit jou, of dit gaan jou meer na hom toe dryf, of dit gaan jou, as jy nie die vraag gaan vra nie, gaan jy dit in die wêreld gaan soek. En ons as kerk moet mense aanmoedig om ongemaklik te voel, sodat die goedjies wat weggesteek is, expose kan word. Met ander woorde, as ons deel as 'n real Christian community, 'n gemeenskap van gelowiges wat eg is, by mekaar, met een doel voor oë, en dit is om die Here te encounter, om hom te ontmoet. En ek dink dis wat die function vol is vorm, nee, dis wat die kerk vorm oor tyd gedoen het, sonder dat enigiemand sleg bedoel het. Ek dink alle bedoelings was goed, maar wat dit geword het oor tyd, is dat ek kom om iets te kom kry op 'n Sondag, en dis okay. Maar ons het minder, die fokus, ek kom om die Here te ontmoet, regtig te ontmoet, het verlore geraak. En in die tyd wat ek in bediening is, het ek interessante belewennisse gehad in terme van hoe en wanneer die Here begin optree wanneer gelowiges by mekaar kom. En dit is, julle is 100% reg, julle het ook al beleef, is meeste van die tyd ongemaklik, maar na die tyd is dit altyd, dit was amazing. Maar ek onthou, een van die dinge wat vir my uitgestaan het in van daai geleenthede was, dat soms as 'n mens daai klein gap vat om in 'n geleentheid, in 'n diens, wanneer gelowiges by mekaar is in 'n huis, maak saak waar nie, vir die Here te sê, Here, goed, wat wil U in hierdie oomblik kom doen? Ek wil, dis baie abstrakt. Dink aan 'n ou wat nog nooit daarmee gekonfronteer is, en jy sê, okay, wat nou? Wat doen ons hier? Wat beteken hierdie? Maar soms, as leier wat die groep moet bedien, raak jy bewus van wat die Here in die oomblik wil doen, en dikwels sê dit niks uit te waai met wat ek moet bring nie. 100%. Ek wil nie profeteer of nou 'n teaching gee of iets soos dit nie. Dis iets wat die Here wil doen, dan moet ons wag op hom. En hier's wat gebeur het 'n paar keer met my. Dis hoe ek het geleer het, is dit voel asof daar in die gees 'n venster oopgaan, waar die Here sê, goed, ek maak die deur oop, ek wil graag nou met die mense werk en connect. En in daai oomblik, omdat stilte ongemak veroorsaak, doen die leier wat? Of die predikant of die worship leier. Ek doen ietsie. En selfs met goeie intensies. Die gees wil beweeg. So wat kan ons doen? Kom ons profeteer. Hy wil altyd deur my. Ek moet maak uitnodiging. Maak uitnodiging. Ons gaan salvation sien of wie siek. Wat vir die siek is. En dan maak hy venster toe, né? Dan gaan dit verby. En dit is nie omdat die Here ons straf nie. When God wants to move, we need to honor His presence. En hy op sy manier. Dan moet ons dit op sy terme en op sy manier aanvaar. Ons het een so geleentheid gehad, ek kan nie eens onthou, weet ek al op 'n podcast gedeel nie. Ek onthou ons was 'n span leiers gewees vir 'n naweek by mekaar. En hier by die Saterdagmiddag wat gewoonlik graveyard shift is. Ons is na nagmaal, ek onthou almal van ons is daar met ons op ons knieë, kop op die grond, en op die oomblik, in 'n oomblik sak daar stil, daai teenwoordigheid stilte oor die plek uit, en genadiglik beleef ons almal. Wees net, laat net toe wat ook al, dis nie nodig om nou iets te doen. En maar daar was een persoon by, wat dadelik begin praat. Die Here wys vir my, en almal van ons, en ek sien hy is confused, want obviously maar dis juist dit, die Here is besig om te connect. Nou wil hy praat met ons, wat hy dink die Here met hom praat, maar hy mis die oomblik, dat hier is 'n oomblik van sovereign teenwoordigheid.
En die tweede keer dink hy, ek moet hierdie ding sê. En toe hy die tweede keer begin praat, toe lig hier is teenwoordigheid. Jy weet, en dit was geen condemnation. Dis actually hoe ons leer, maar ek het gesien daar, dat is tye wanneer die lewendige God wat die wêreld geskep het, sy mense wil ontmoet, maar hy is in beheer, is op sy manier, en dit hoef nie altyd so vreemd te wees soos wat mense dink dit is nie. Maar as ons nie die onderskeid het om daai oomblik te discern nie, gaan hy verby. So we have to become stewards of his presence. En ek dink dalk dit is 'n goeie punt. Baie keer is dit uit fear of man uit. So jy wil tog net verduidelik vir die persoon wat nou nog nooit in hierdie omgewing was nie. Wat is nou besig om hier te gebeur? Ons gaan net stil bly. Nee, bly net stil. Ons gaan nou 'n liedjie sing. Sing net die liedjie. Jy hoef nie, dit is die subtitles is nie nodig wanneer die Heilige Gees beweeg nie. En wat ek ervaar het is, ek was ook al in plekke waar ek regtig gedink, want ek was nou aan regtig vreemde goed blootgestel. Maar ek was al in plekke waar ek ervaar het, hierdie is nou bietjie vreemder as wat ek al aan blootgestel is, en iemand wat probeer verduidelik, vat weg by die gewig wat dit in die gees sou dra. Want jy wil nou woorde sit aan iets wat in die gees gebeur, wat jy kan nie 'n subtitle gee aan die Heilige Gees se werke nie. En ek dink, dit sluit nou vir my aan by die versie. In Korintiërs 2 sê, toe hy die boodskap gedeel het, and I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. So dat dit wat jy nou beleef het, dat jy nie kan sê, die pastoor het gesê, dis nou wat gebeur het nie. Baie keer, al my grootste encounters, kan nie in woorde omgesit word nie. Dit het in my gees gebeur, en wanneer ek het vir iemand probeer verduidelik, voel ek altyd of ek het soveel cheaper maak. Ek maak dit nou lig. So, kom ons los sekere goed vir ongemaklike oomblikke, dat die Here self in my persoon se hart kan werk. Jy kan na die tyd die disippelskap 100% gesprek hê. Ek dink, iets wat ek opgetel het, en ek dink dit vat weer by wat ons voor nou oor gechat het, van wat het ons gesien in die kerk, wat ons half bietjie geplaai het, is, ek het gesien hoe kerk half die Heilige Gees wil kontrol. Weet, soos, asof ons 'n beter werk kan doen as die Heilige Gees om na die gemeente te kyk. Want ek was al in kerke waar, as die Heilige Gees begin beweeg, en stop ons dit dadelik, want ons is bang, die ou wat nie gered is nie, sien hoe iemand manifesteer of vrek en pluk. Die realiteit is, Heilige Gees is net so lief vir daai ou ook. Weet, en ek dink hy weet bietjie beter as ons hoe om met mense te werk. Verstaan? So dalk is dit 'n wyse idee om dalk net van die platform af te klim en toe te laat dat hy in sy wysheid ook weet, ek weet wat hierdie persoon het, en waarmee hy sukkel. So, wat hier gebeur by hierdie mense, ek gaan hierdie persoon beskerm, want ek is ook lief vir hulle. Verstaan? Obviously, dit gaan bietjie weird wees, maar ek dink ons as kerk kan bietjie die ongemak net embrace. Verstaan? En toelaat dat die Heilige Gees rarig net doen, en ophou probeer die leads probeer terugtrek en sê, Heilige Gees, hierdie is nie nou jou plek nie. Of jy kan so 'n bietjie beweeg, maar ek het nog kontrol. Ek wil net verstaan. Of ons vat mense uit wat nou manifesteer of rarig weep of heavy laugh, want dis weird. En ek dink die ander ding is, en ek moet nog maar jou opinie oor gee, is ons kan nie 'n wasmasjien raak in terme van elke Sondag moet daar nou hierdie supernatural boodskap uit die pastoor se mond uitkom, wat nou hierdie gemeente gaan transformeer. Dit is nie volhoubaar nie. Ek dink as ek dit so kan sê, hoeveel dink julle in die geskiedenis van Christendom is daar al gepreek? Hoeveel boodskappe, hoeveel denk jy in 21 jaar, moes ek preek. En as ek nou vir julle kan sê, dit lewer 'n bydra, maar my persoonlike ervaring, en ek is seker, party ouens sal nie my saamstem nie, maar my persoonlike ervaring daar is dat die bring van die woord moet fondasie gee vir mense, moet predik, ons kan nie sonder lering nie. 100%. Maar, dit het nog nie die wêreld verander nie.
sonder, bedoel, dit kan nie alleen staan nie. Ja, Daar's 'n paar goed wat moet bykom in die pakkie. Die 5-fout bediening moet bykom. Evangelisasie in die kerk vandag, waar is hy? Ja, exactly. Dis nêrens, weet jy, want en dis hoekom ons sendingorganisasies is. Want die kerk het nie dit wat die roeping vir hom of vir haar eintlik is, vervul nie. Ja. En dis hoekom ons praat van die vorm. Nee, want partykeer ons baie ouens dink nie oor nie, maar die vorm het dit vir ons geleer. Ek gee my 10de vir die Here. Die ouderlingspan of die kerkraad, hulle bepaal wat betaal hulle die dominee. En dis die dominee se werk want hy word betaal of sy word betaal daarvoor. Om daai werk te doen. Maar laat hy nou op 'n Woensdag Ek kom Sondag kerk toe. Wat sê jy? Maar laat hy nou Woensdag gaan golf speel. Want dit is nou nie in sy pakket dan gereken nie. Moet net nie dat doen nie. Ja, maar jy moet daarom 'n leier van 'n kerk wees om daai Ja. Ek Maar pastoor werk mos net op Sondag. Ek hoor so. Dis nie my 22 en 21 jaar gelede, maar okay. Meer soos 24 uur 'n dag. Maar die forum het so geraak dat daar een ding is wat feature en ons het gewoond geraak aan dit en dis goed, lering kan nooit weggaan nie. Maar waar is die res? Hoekom het die kerk nog nie by punt gekom, die kerk, die mense, die breë liggaam van Christus om te besef dat 'n wêreld gaan dood en die kerk doen niks. Predominantly, ek weet daar's baie kerke wat doen, maar julle hoor wat ek sê. Dis evangelisasie. Kom ons vat gou al die ander bedieninge, nê? Daar is 'n miljoen goeters wat in Handelinge staan die kerk was. Ons praat van ware omgee en fellowship en community. Ons praat van ware vermaaning. Partykeer as ons praat oor verhouding, ons praat van community, ons praat van fellowship, dan wil ons nie ook hoor maar daar is inspraak, accountability en vermaaning nie. En ek sien dit op 'n daaglikse basis. Ek kan eerlik vir julle sê, as hierdie werk, is almal gelukkig. Maar die oomblik wanneer jy inspraak lewer aan iemand se lewe. Why? Dan trek ek my 10de terug. Of jy weet dit voel nie reg nie, maar dit moet lekker wees. Moet gemaklik wees. En ek dink daar's soveel meer in die kerk wat ultimately die Here wil doen want hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En so dis waaroor hierdie gaan. Wat is die kerk? Wat was die kerk in Handelinge? En wat roep ek glo die Here weer uit sy kerk uit vir die toekoms in die pad vorentoe. Nou ek het iets op my hart om bietjie saam met julle te deel, maar is meer vir my wat so bietjie ouer is nou al en langer in bediening is. Ek wil met julle observasie deel wat ek sien in leierskap. In kerke en op baie ander plekke ook. 'n Kerk is nie soos 'n besigheid nie. Weet so, al is jy die leier, leraar of pastoor, jy kan nie hom verkoop as jy op aftrede gaan. Dit is nie 'n besigheid nie. Wat beteken suksessiebeplanning is ongelooflik belangrik. 100%. So hier is my observasie. So die laaste 4-5 jaar het ek geleentheid gehad om redelik te bedien en te travel in Suid-Afrika en in die buiteland en ek het ongelooflik baie geobserveer en geleer. My observasie is, my ouderdom, 44-45, die 50 to 65 leraars is baie min. Inteendeel, ek hoor kerkgroep in Suid-Afrika, se leiers het al vir my gesê, van ons leiers staan op 60-jarige ouderdom, ons het 5 jaar oor, en daar's nou youngsters. Geen jong leiers wat deurkom nie. En dis 'n krisis. En weet julle hoekom is daai gap daar? As ek op 45, vir die eerste keer sê nou maar 'n gemeente begin lei. Wat baie keer gebeur. 40, 45's kleiner gemeentes as die ouens bietjie jonger. Julle is baie jong vir waar ons begin, maar daar's 'n rede voor. Ek gaan bly tot ek 65 is. Want dit is sekuriteit. Dis baie. En dis my roeping en dis waar ek werk. So die volle 15 jaar generasie raak verlore omdat ons nie in die kerk en leierskap vroeg genoeg dink wanneer begin ons generasie as paas en maas optree. Okay, en ek sê dit nou en dit klink vir my hoor ook vreemd, maar ek is nie net 'n pa nie. Ek is nou ook in 'n seisoen waar die Here ek glo my ouderdom leiers roep om vaders en moeders te begin wees vir julle generasie. Maar dit is 'n lek. Ek meen ek vat my eie lewe, ekskuus my. In my eie lewe, ek het nooit 'n mentor gehad wat gesê het, hoorie so kom ek of 'n geestelike pappa. Nee, verstaan. Ek het nooit iemand gehad wat gesê het, okay, dalk in Randfontein, het ek 'n dominee gehad wat reg bietjie invest het, maar nie wat ek nodig gehad het wat my regtig van gesê het, Morney, kom ek wys jou, kom ek reg stap 'n pad saam met jou. Kom ek hou jou accountable nie. Verstaan, kom ek maak my huis vir jou oop dat jy by my kan kom sit. En ons kan chat oor goeders waaroor jy sukkel nie, verstaan? Ek moet sê, die kerk waar ek voorheen gewerk het dit goed gedoen. Die pastoor het regtig my
gevader, hy en die vrou het my gevader en mother, om my te wys hoe kerk werk en hoe 'n gesonde kerk kan werk. En ek kan sien dit is as gevolg van 'n vorige pastoor wat dieselfde gedoen het. Maar mens sien dit ongelukkig nie oral nie. Ja, ek profeties glo ek 100% dat ons op 'n plek gekom het in die wêreld waar ons baie vroeër as wat ons gedink het, my generasie moet begin optree in daai. So is wat ek hoor Here sê, ek beleef die Here sê, ons generasie moet agter julle generasie begin staan. En ek het ook 'n lemte gehad het. Weet jy hoe amazing is dit as jy iemand het wat agter jou staan wat jy weet jou back het. Wat jy nie net wil beheer of bestuur nie. So wat sê, go. Of hoor jy pas op net vir daai, ons was al daar. Of maak jy 'n fout en ons dan nou hanteer. En dis okay. It's okay, we're going to get through it. So ek dink al hierdie fasette sien ons en leer ons in kerk en ek weet, die gesprek wat ek en julle nou het, hierdie ouens wat ouer as ek is, ook op 'n stadium gehad, oor ons jonger generasie leerkom. So dis 'n generasie ding. So ons nou baie gepraat oor die leemtes wat ons sien in kerk en dis 'n natuurlike proses, soos ons sê. Het gaan gebeur, as jy oud is eendag, gaan die jonges kom en sê, weet jy wat het ons in jou generasie se leierskap raak sien. Maar kom ons praat gou vir 'n oomblik. Ons praat 'n bietjie oor ons is besig Oaks Mossel Baai, Garden Roots, ons besig om ons gaan nou in Januarie kerkplan daar. Saam met julle twee. So ons praat baie oor die leemtes en deel van ons plan saam met julle is om van daai leemtes aan te spreek. So as ek dit nou 'n naam kan gee. Kom ons noem dit die nuut wat in kerk moet kom vir die volgende seisoen om ook die jonger mense te engage. Kom ons praat 'n bietjie hoe lyk dit. Ja, ek dink hoe dit lyk is om jou huis oop te maak. Jou deur oop te maak en te sê, kom binne in my huis in, kom sien hoe ek met my man werk, kom sien hoe ek met my kind werk. Ek was in so 'n huis toegelaat, of eintlik 'n paar, ek's baie bevoorreg om regtig deur 'n paar koppels se huise te kon beweeg deur my lewe. En dis wat my verander het. Dit was ek sien net eintlik regtig respek vir jou vrou. So wanneer jy dan Sondag praat, gaan ek kan luister as jy my vermaan. Want jy praat nie, daar's 'n weight, 'n gewig aan jou woorde. So ek dink dit wat gaan verander is jy kom in my huis in en ek kom in jou huis in en ek dink dis wat die Handelinge Kerk gemerk het. Hulle het lewe saam gedoen en ons sê dit nie net nie. Ons is transparant. Kom sit in my sitkamer terwyl ek my kind se doek met hom ruil. Kom sien hoe ek dit doen sodat jy wanneer jy uiteindelik daar kom, dit nie vir jou volksvreemd is nie. Ek dink dit is die een ding om mense in jou huis in te laat. En dan die ander ding is om accountable gehou te wees en om ander mense accountable te hou. Spesifiek as leiers. Ek dink dit is een van die grootste geskenke wat jy kan gee vir 'n gemeente of 'n kerk of 'n fellowship is om te sê hou my accountable. Wat dink jy? Nee, ek stem saam. Ek dink daar's so 'n massive need. Ek dink dit kom maar net weer vir my is dit weer transparency. So ek was in 'n gemeente gewees eendag wat ek net by gaan kuier het. En hierdie spesifieke pastoor het op die stage gekom en hy het gesê, julle, ek het gesukkel met pornografie. Maar die Here het my hier deurgedruk. Maar ek sukkel op 'n tyd daar nog steeds. Ek kry daar wat dit raak vir my moeilik is. En ek het daar gesit en ek het gedink, what a guy. Soos, dis 'n man. 'n Man wat gesê het, hoorie, ek sukkel. Rarig ek sukkel. Maar ek weet dat wanneer ek gaan oopmaak vir mense, is daar mense wat my accountable gaan hou en hulle gaan my kan rarig help. Kan ons imagine ons kry 'n pastoor wat rarig sukkel met raak. En hy kom en hy sê, julle, ek sukkel. En hy loop in die straat af en hy loop verby die Bultelspoort en iemand in sy gemeente sien hom en hy spring en hy sê, hoor, kom ek help jou. Hierdie is nie wie jy is nie. Hierdie is nie wie jy is nie. Hierdie is wat die woord sê jy is. Hierdie is wat God sê oor jou. En hy help hy pastoor. Kan ons net imagine 'n lewe imagine waar die pastoor nie die een is wat verantwoordelik is vir almal nie, se lewens nie, maar waar die kerk verantwoordelik is vir die kerk. Die liggaam is verantwoordelik vir die liggaam. Moras, dit is so belangrik wat jy sê. Ek het hier ons hier by ons gemeente in Potchefstroom by Duet praat ons baie hierdie taal wat baie uit te waai het met ons visie ook. Maar die Efesiërs 4 praat oor die vyfvoud bediening en sy rol om toe te rus en op te rig. Ons gaan nog podcast daaroor opneem, ek kan nie wag nie. En dan sê hy die effek op die kerk is dat die kerk tot die volle gestalte van Christus groei, volwasse word. En dan so mooi in vers 16 staan daar,
Dit word die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Die ander vertaling sê dat die liggaam sy eie groei bewerk. Ja. 'n Liggaam wat nie liggaam is nie. Ja. Kan nie groei, kan nie sy eie groeiende kerke vandag is samewerkende gemeentes in fellowship community, maar wat verantwoordelikheid vat vir homself. Ja. En nie net En dat dis- want een ou of twee mense kan nie. Kan dit nie doen nie. En dis hoe die Here dit gemaak het. Ja. Ek dink ewen nou net aan jou fisiese liggaam. Ja. As jy in 'n gesonde staat is, as jou senuweestelsel gesond is en Ja. nie in vag of vlug is nie, dan word jy nie vinnig siek nie. Jy reguleer jouself en jy bly gesond, net soos die kerk. Ja. Maar die oomblik as daar 'n senuweestelsel probleem is en dinge is nie in die regte volgorde soos wat dit moet wees nie, en 'n persoon is die kop van die kerk in plaas van Jesus Christus, Ja, so goed. dan gaan die liggaam siek wees. Ja. En wat dan gebeur, ongelukkig, dan kry mense seer in die Ja. kerk en hulle stap weg van die kerk af Ja. en dan gaan soek hulle dalk 'n nuwe kerk net om ongelukkig weer dieselfde te ervaar. So, Ja. of ons gaan moet sê ons gaan aanhou soek totdat ons dood gaan vir die perfekte kerk, wat nie gaan gebeur nie. Of ons kan, en ek dink dis waar ek en Morney was op 'n stadium toe ek COVID gehad het, toe was ek klaar met kerk. Ek was nog besig om teologie te swat, maar ek was net soos ek gaan hierdie kant doen nie, is te veel politiek. Dit was 'n ontnigtering. En ek het COVID gehad en ek was baie siek, en die aand wat ek het regtig gedink ek is op pad na Jesus toe. En ek was soos, my ma het nagmaal saam met my gebruik, maar ek was net soos, ek weet nie of ek het gemaak nie. En ons was ongevalle toe, maar daar was nie beddens nie, my suurstofvlakke was baie laag en al die dinge. En my bloeddruk was baie laag. En ek kan spesifiek onthou, ek het in die bed gelê met oorfone in my oor, en dit was 'n donderdag aand. En ek het 'n encounter gehad waar ek op 'n verhoog staan en ek praat met mense, en in my gees het ek dit half probeer reject. Want ek was net soos, ek is besig om Ek's op amper pad dood te uit. gaan. Ja. Ek wil nie nou sien hoe ek preek en worship lead nie. Soos, Here, wat doen U? En hy het in my gees kom drop, dit was nie eens woorde nie. Ek het daai oggend wakker geword en hy het in my gees gedrop, jy is die kerk. En ek kan nie aanhou soek om 'n gesonde kerk. Ek wil nou tog net 'n gesonde community vind, sodat ek kan veilig voel en ek kan mense hê wat lief is vir Jesus nie. Wees die persoon wat lief is vir Jesus en maak jou voordeur oop dat iemand by jou kan kom koffie drink, sodat hulle Jesus se liefde kan ervaar. En dit is kerk. So goed. Ek het ons het in die begin, wel, toe ons net klaar is, net na COVID, toe is ek ook op 'n stadium met ek net is ek is klaar met kerk, heeltemal. Ek wou niks uitwaai gehad het met kerk nie. Ek het Jesus geloof. En toe sê ek net so, weet jy wat, ek sal maar wees soos Johannes, ek sal in die wildernis gaan bly. Jy weet, ek en Jesus en ons het ons eie klein partytjie. Maar nou is jy evangelis en jy profeet, dis 'n probleem, broer. Dis 'n probleem. Ja, ek wil by mense Jy wil by uitkom. mense wees. Maar so het dit nou aangegaan, en so 'n jaar en 'n half terug het die Here ons eintlik half uit die kerkwêreld uitgehaal. En ons in 'n organisasie geplaas waar ons kon disciple het. En dit was so goed geweest vir my, maar in daai seisoen het ek gewend heavy. Ons het gekla. Ons het gekla en gesê soos ek is oor kerk. Ons het gemurmureer. Ek die kerk hierdie en die kerk daai en hierdie kerk en daardie kerk. En hierdie en doen die verkeerd en ons. En Maar daar was sê net ook, ons het soos met die studente by verskillende kerke gaan kuier. Ja. So, ons was blootgestel. So jy leer vir hulle hier en dan kom jy daar, ja. Ja, en dan sit soos dan En dan sneek breek- al die goed ja, en dan dan sit breek het soos af, ja. wat doen ons as kerk? Ja, want die ding is, dan maandag kom ons terug in die klas en dan het daai studente nou vra oor, maar ek dog ons het julle dit Ek dink julle het hierdie vir ons geleer, ja. En dan moet ek nou weer teruggaan en wees soos en ek sê nie dat dit wat ons glo is 100% reg nie, verstaan, maar ek bedoel net soos maar ek ja, daar was 'n gap. daar was 'n gap. Maar anyway, en dit was asof daar 'n grace period vir ons was om bietjie te kon wend. En toe so 6 maande terug. Toe ons gesprekke begin het oor ouks en goeters, stap ek eendag in die huis en die Here stop my en hy sê Morney, die tyd vir venting is nou klaar. Wanneer gaan jy iets doen omtrent? Ja. Jy weet, ons moan so oor kerk is hierdie en hierdie en hierdie.
En hierdie kerk doen die verkeerd en daai kerk doen daai verkeerd. Maar wanneer gaan ons 'n verskil maak? En toe bel ek julle. En toe bel jy. Maar soos, wanneer gaan ons 'n verskil maak? Ja. Want ultimately ons is die kerk. Ja, en ek dink ook as ons wil sê ons wil kerk op 'n nuwe manier doen, dan gaan ons op 'n plek van maturity moet kom waar ons ophou om te vergelyk. Ja. Ewen wat die vorige generasie verkeerd gedoen het. Ja. En presies wat hierdie gesprek, hierdie gaan moet stop. Ja. Ja. Ons gaan moet ophou om te kyk na die vorige, na ons paas en oupas en ooms en tannies en sê, julle het net die hele tyd gesing. Dis dalk wat hulle van ons ook gesê, soos wat jy nou gesê het. Maar as ons regtig 'n eenheid wil bou, gaan ons moet ophou om te sê, ons gaan dit nou beter doen. Ja. Want feit van die saak is, ek dink alles vorder. Sien maar, ons 'n beter manier en jy is 100% reg. Ja. Die vraag is nie wat is die voice in elke generasie vir kerk nie. Nee. Dit is belangrik om die voice te hoor. Yes. Ja. Die regte vraag is, wat het God bedoel in die Nuwe Testament moet kerk wees? Ja. En dis die beginsels wat ons wil toepas. Ja. So ek gaan meer deel wat ek beleef het nou die dag. Ons het 'n soft launch gehad in Mosselbaai. Is dit ek het kan noem 'n soft launch, nee. Ons het 30 mense in 'n kamer gehad en ek onthou Martinette Monet het gesê so, wat gaan ons doen, nee? Want ons het tot daai dag toe Nie geweet nie. nie gepraat oor nie. Ja. En ek het dit, julle weet dit nou nie, maar ek het dit doelbewus gedoen, Correct. want ek wil kyk wat gebeur. En so toe julle my eers daar vra, het ek so, yes. So wat ons nou gedoen het is ons het gesê ons gaan almal wat ons weet kom wat worship lei, want worship is 'n groot deel van ons en wat kan instrumente speel. Ons gaan alles probeer inprop. Ja. En ons genoeg plek op die verhoog, maar gaan ons net kyk wat gebeur. Ja. En daai oggend was een van die oggende, soos weet klomp in my lewe, was daai een van die oggende wat vir my refreshing was en waarvoor ek gehoop het. En dit was die volgende, ons was 3 by mekaar. En ons het begin, een ou het begin worship lei. Ja. En dan het ons lekker geworship en diep gegaan. En dan hoor ek iemand sing en dan sien ek nie meer die ou daar voor nie. Dan begin ek kyk. Nee, dan sit Iemand Martin net op die daar op die vloer en besig om te worship. En worship en dan hoor ek vir hier is iemand anders. Ja. Dan het hulle die mic aangepas en ek dink ek het die volgende gesien, almal het gebly. Ja. 3 Ja. 100%. Almal het daar uitgeloop en gesê ek het die Here ontmoet. Ja. Daar was 'n een persoon wat voorgevat het alleen nie. Ja. Nee. 100%. En ek dink as ons vra maar hoe lyk as ons weer vorm moet praat, want dan gaan 'n vorm wees. Ja. Hoe lyk dit vir die volgende 20, 30 jaar? Ja. Ek dink die Here roep uit oor sy kerk, vir julle nie kom nie. Ja. Wil julle nie my kom ontmoet nie. Ja. Wil julle nie my 'n spasie gee om persoonlik Ja. en korporatief Ja. julle te lei om my te ontmoet? Ja. 100%. En ek weer is konfronterend. My kop verstaan nie hoekom nie. As die koning van die heelal sê, kom 'n bietjie nader. Ja. Ja. Kom ek moenie net 'n preek wil luister nie. Ja. Moenie net jou geldjie in 'n bordjie wil sit nie. Moenie net 'n selfgroepie wil bywoon nie. Ja. Kom ontmoet my, kom ontmoet my. Albei goed sê nie my belangrik, maar ek dink dis hoe dit moet lyk. En dis ook wat so moeilik is om woorde aan te gee. Ja. Ja. Want al wat ons kan sê is ons weet ons wil worship. Ons weet ons gaan gather. Ja. Ons weet ons gaan community fellowship hê. Ons weet ons wil authentic wees. Ons weet ons wil vir mekaar wees en verantwoordelikheid vir mekaar vat. Yes. Ons weet ons wil ons lewens oopmaak vir accountability, vir inspraak Ja. en mekaar liewer hê as die foute wat ons maak. En al wat ons kan doen is om mense bymekaar te kry en in daai beginsels daar binne te sit. Ja. En sê, kom ons ontmoet die Here. Maar ek sê nou vir môre iets baie belangriks. Die oomblik wanneer jy kom ons sê ons is nou almal by die huis en hou ons 'n huisvergadering nou sê ons gaan regtig met werk aan eenheid in hierdie huis, nê. Dit is nou 'n bietjie anders in 'n huis, maar kom ons vat 'n band, 'n worship team. As ek met hulle 'n meeting moet hê en ek sê ons moet regtig werk aan eenheid, dan beteken dit daar's al klaar 'n groter gap. Die gap is daar's die verhouding nie en nou staan die eenheid nie. Die oomblik wanneer jy eenheid aanspreek, dan sit dit al vir die onnatuurlike nie organiese druk op 'n nou eenheid is nie. Want wanneer ons nou praat van hoe dit daai oggend gebeur het, dit was organies, dit was spontaan en dit was nie moeilik nie. Nee. En dan sê Jesus kom na my toe, almal wat moeg is. Daai gaan oor godsdiens. Want daai juk was letterlik die manier van 'n rabbi se wette en die manier hoe hy geleef het. Soos hy sê, my juk is sag, bedoel dit die manier die standaard wat hy gee, die manier hoe hy wil hê ons moet hom aanbid,
dit moet maklik wees en dit moet lig wees. So die enigste persoon wie ons kan blameer as kerk vir ons swaar geword het, is onsself. Ja, is so. Want jy het ons ook 'n het 'n- verantwoordelikheid. Ja, ons het 'n juk op onsself gevat wat nie vir ons bedoel was nie. Hy wil dit nie vir ons hê nie. Hy wil hê dit moet vir jou die natuurlikste en maklikste ding wees om daar te gaan sit. En ek dink dis my grootste begeerte vir Oaks. Is om mense te wys dat daar 'n manier is hoe jy net by hom kan wees, waar dit nie boring is nie. Ek dink dit is 'n groot ding vir die nuwe generasie. Dit is nie boring om by hom te sit nie. En dat dit moet nie moeite wees, dit moet nie swaar wees en dan moet ek iets doen nie. Sonder 'n agenda. My mentor het my dit geleer. Om sonder 'n agenda by Jesus te kan sit en the art of stillness te kan practice, om te kan stil word, soos wat Psalm sê, wees stil en weet. Ons weet nie om dit te doen nie. Hoe ekoop ons die kerk om dit te kan doen? En as ons hulle ekoop het om dit te kan doen, gaan daai ongemaklike oomblikke nie meer so gemaklik wees. Ja, ek sê nie meer afsluit. Ek het ook so 'n apostolic figure vader in my lewe. En hy het gesê, en dis baie belangrik vir leiers in bediening. Hy het dieselfde gesê. So hy skei sy eie substance inneem van sy tyd saam met die Here. 100%. So hy sit saam met die Here en dis 'n gesprek in die Here se teenwoordigheid, dis stilte. Maar die Bybel lees om substance te kry. Of as jy worship leier is om jou skill te develop en genoeg dit te doen, is nie jou tyd met die Here nie. Jou Bybel lees is nie dit is nie dis nie genoeg nie. Jy kan nie iets wil leer net nie. Jy moet by die Here. So ek wil alle leiers, as jy 'n leier is in 'n kerk en jy hoor hierdie, wil ek jou aanmoedig dat jy genoeg substance in jou sal hê. Dat die Here die oomblikke waar hy lei en vloei, dit wat klaar in jou gevorm is, sal kan gebruik om in die oomblik uit te kom. Ek glo dis wanneer goed begin gebeur dat ons na die tyd sê, wow. Oh my word. Wat het nou net gebeur. It's amazing. So, dankie dat ek met julle kan kuier. Ons launch, as jy in Mosselbaai omgewing is, jy is welkom, check ons website, www.oaksglobal.co.za en ons kontakbesonderhede is daarop, ons mik om dit wat ons vandag bespreek het, om dit te doen in kerk. En ons is opgewonde oor jong mense en om julle te release in ministry en in bediening, en ek vertrou die Here regtig, ek wat rassie is vir die Oaks movement ook, dat die jong leiers vir die Here oprig in hierdie tyd, dat hulle effortless saam met hom sal kan lei, dat dit nie burden after burden of dat dit 'n gemeenskap sal wees met sy moeilikheid, waar ons net kan sê, yes maar, ons is by hom en hy is by ons, and that's enough. So dankie dat julle my gekuier het, en mag julle in die tyd wat julle gemeente nou begin in Mosselbaai, beleef vir die Here deur sy gees net salwing bring, ontmoeting bring en connect. Bless julle.